is ritmeer tyd. Kan jy dit glo? Daardie tyd van die dag of die aand of wanneer jy ook al kyk, dat die Here se woord volspoed teen stormsterkte, teen 'n goeie storm se sterkte op jou en op my afkom. Nadat COVID ons land getref het baie dinge verander en ritme het ook bygekom. Ritme digitaal bedoel ek, en dit gaan van krag tot krag. Johan Smit en ek kry sulke goeie terugvoer soos wat ons in die land rondgaan, dat mense in hulle geloof opgebou word en toegerus word om die Here op vars en nuwe maniere te dien. Al die eer aan die Heer. Dankie dat jy die boodskappe ook verder versprei en weer gereeld daarna kyk. Maar alles op 'n stokkie. Vanaand is die Here se woord in jou gesig. Maak oop jou hart en ontvang dit en geniet dit. En jy is reeds welkom geëet en jy is reeds gegroet, maar sommer van my kant af ook 'n hartlike hallo en altyd 'n groot vreugde, groot stuk blydskap om die Here se woord, die evangelie, God se liefde, God se hart op hierdie manier met jou te kan deel. Ja, dit is regtig gevoorreg. Ek bedoel, ek dink nie, kom ons sê 10 jaar terug, het ons gedink ons gaan dit op hierdie manier doen of kan doen of wil doen nie, en weet net, ons wil alles hier by Ritme Digitaal, ons kan dit doen en ons wil dit baie graag doen, want dit gaan oor die woord van die Here, en om dit op hierdie manier by jou te kry, waar jy ook al is in die wêreld, is 'n geweldige voorreg. En vandag is geen uitsondering nie, absolute voorreg om God se hart met jou te kan deel. En vandag is nogal 'n boodskap wat God regtig ten diepste sy hart vir jou wys en vir my wys. Hierdie beteken vir my so baie, en dit het vir my so baie beteken, en beteken elke dag vir my so baie. Ek kan nie sonder hierdie waarheid van vandag, nie die waarhede van vandag, kan ek nie leef nie, en kan en wil ek nie vorentoe gaan nie. Ek praat met jou oor 'n God wat beweeg. God is nie staties nie. God stagneer nooit nie. Daarom is die woord geestelike groei dan ook vir my en vir jou so belangrik. Ek bedoel, as jy nie groei nie, dan stagneer jy. Dan is jy eintlik maar besig om dood te gaan, om stadig dood te gaan. Soos God in beweging is, moet ek en jy in beweging is. Maar vandag gesels ons spesifiek oor God in beweging. En die goeie nuus van God se beweging is dis altyd in my rigting. Dis altyd na my toe. En dis altyd na jou toe. Dis altyd in jou rigting. Hy beweeg na jou toe en na my toe. Baie keer is jou omstandighede van so 'n aard, en die wêreld van so 'n aard, en jou omgewing van so 'n aard, dit voel vir jou of die Here beweeg het weg van jou af. Of hy koers gekies het en weggehardloop het, want dinge is nou bietjie rof, en dinge is nou so bietjie sleg, en hy weet nie lekker wat om daarmee te maak nie, en dis glad nie waar nie. Mag vandag jou help, dat God is in beweging, en dis altyd na jou toe, dis altyd in jou rigting. So om dit nou nog eenvoudiger vir jou te verduidelik. Ek sê altyd, God het 'n liggaamstaal. God het 'n body language. Jy weet hoe's body language. Party van ons, ek is een van hulle, sukkel om my liggaamstaal weg te steek, om my body language nie te wys nie. Jy kan aan my body language kan jy agterkom, hoe ek dink, hoe ek voel. Ek werk nog steeds na al die jare baie hard daaraan. Wanneer ek opgewonde raak, dan kan jy dit onmiddellik sien. As ek ernstig raak, kan jy dit onmiddellik sien. En as ek ongelukkig is, kan jy dit onmiddellik sien. My vrou en my kinders sal daai een vir jou, die laaste een vir jou, baie beslis kan beamoen. Maar hoekom is hierdie liggaamstaal, die feit dat God ook 'n liggaamstaal het, so belangrik? Want die tye wat ek en jy leef, is baie uitdagend. Dit is baie hard partykeer. En dan ook nog verwarrend en onseker, en ek kan nog 'n klomp ander woorde daarby voeg, maar ek dink dit is genoeg, jy kry die punt. En ek
Weet jy of jy al die woord gehoor het, dat mense praat van God verlate, die plek is God verlate, gelukkig is daai woord, moet nooit oor jou lippe geneem word nie, geen plek is ooit God verlate nie, of geen mens is ooit God verlate nie, want dit is doodgewoon nie waar nie, maar die woord is 'n woord wat gereeld gebruik word, en baie mense voel geïsoleerd, of kies vir isolasie, kies vir alleen wees. Goeie nuus is, jy is nooit alleen nie. Jy is nooit alleen nie, want God beweeg, en hy beweeg altyd in jou rigting. En ek wil nou 'n paar praktiese voorbeelde hiervan gebruik, om dit vir jou te illustreer, uit die Bybel uit. Dawid, 'n paar psalms, 'n hele paar psalms, en 'n hele paar plekke in die psalms, is Dawid nogal neerslagtig, is Dawid nogal moedeloos, is hy mismoedig, en hy sê dit ook, partykeer is hy desperaat, hy gebruik woorde soos riviere wat my meesleur, en hy gebruik soos, ek sak weg in modder, en hy praat in sekere psalm, as ek het reg het, psalm 69, van, moenie dat hierdie put bokant my kop toe gaan nie, en dan word 'n donker put wat hy ervaar, wat hy beleef, maar hy is eerlik oor sy emosies, hy is eerlik oor sy omstandighede. Nou in Psalm 40, wat vir my verskriklike mooi psalm is, reg aan die begin, vers 2 en 3, skryf Dawid die volgende: Ek het gesmag na die hulp van die Here. So mense, hier is dit weer. Is dit nie maar net rou menslik ook hoe ek en jy gereeld voel nie? Smag na die hulp van die Here, want hierdie wêreld raak te veel, alles is net too much, dit is net te erg, so ek smag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig, hoor onmiddellik God se liggaamstaal. Hy sê nie vir Dawid, hier's 'n leer, hier's 'n tou, klim op na my toe nie. Kyk mooi, hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Ek wil amper sê, my desperaatheid, Dawid se desperaatheid gehoor. Hy buig na my toe af. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood. So sien God wat sy hand uitsteek en my uit die put van die dood uittrek, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Is dit nie partykeer hoe ek en jy ook maar net voel nie, en whatever die beeldspraak wat 'n mens nou gebruik, Dawid is nou hier besig met water en modder, en dan word hy op 'n rots geplaas, ensovoorts, maar die belangrike hier, gesmag na die hulp van die Here, en uitgeroep na die hulp van die Here. En die Here wat reageer met, ek buig na jou toe af en ek steek my hand na jou toe uit. Dis die God wie ek en jy ken en wie ek en jy dien. 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. Almal van ons ken hierdie, almal van ons het hierdie al gehoor. Die verlore seun in Lukas 15. Die hele gedeelte in Lukas 15 gaan oor verlore goedere. Ek noem die verlore goedere, dis die verlore muntstuk, dis die verlore skaap, en dan nou die verlore seun wat almal van ons baie goed ken. Wat gebeur? Dis 'n seun wat vir alle praktiese doeleindes sy pa dood verklaar en sê, ek soek my erfporsie nou, so bring dit, gee, ek wil dit nou hê, ek gaan dit verkoop en ek wil die geld hê, en met daai geld gaan ek die pad vat, en met daai geld gaan ek alles doen wat verkeerd is, en wat lelik is, en wat donker is, en wat dekadent is, en sy pa doen dit, goedhartige pa doen dit. En hierdie seun gaan, en hy gaan mors alles uit, op, soos ek net vir jou gesê, dekadente, lelike maniere. En toe bevind hy homself in die varkhok, in die vuil en in die stink, en daar sit hy, en hy kom tot besinning, en hy besef wat het hy gedoen, en hy wil teruggaan. Hoë risiko, onthou wat het hy aan sy pa gedoen, gaan sy pa hom wil terug hê, op watter voorwaardes gaan sy pa hom wil terugvat, ensovoorts, maar, wat hy nie weet nie, is hierdie pa sit elke dag op die stoep, met sy oë op die pad, en ek soek my kind, ek wens my kind wil terugkom, maar hierdie seun weet dit nie. En toe hierdie seun nou uiteindelik besluit, hy gaan nou die waagstuk doen,
Hy gaan nou terug na sy pa toe, hy gaan terug na sy vader toe. Toe sien sy pa hom, eendag toe hy nou weer daar, seker na honderde dae daar op die stoep sit, sien hy, maar dit lyk soos my seun wat in die pad afkom. En hierdie pa, teen alle reëls en regulasies en gemeenskapsnorme, met die rokkerigheid wat hulle gedra het in daai tyd, ook die man gaan aan die hardloop van blydskap. Maar onthou nou weer, die seun weet nou nie, die pa is opgewonde en die pa is bly nie. So hier kom die pa aangehardloop en ek is oortuig hierdie seun het gewonder, gaan hierdie pa hom nou klap, gaan hierdie pa hom wegjaag, gaan hierdie pa vir hom preek of wat ook al, maar lang storie kort. Die pa beweeg in die rigting van die seun, na droogmaak. In Dawid se geval was dit nou nood, gesmag na hulp, en God wat afbuig sy hand uitsteek. Hier is dit na droogmaak, hier is dit na 'n fout. Ek en jy kan so hard op onsself wees as dit kom by foute. Ons kan onsself afskryf. En ander mense ook baie keer skryf ons af op grond van foute wat ons maak. Ons sit met berou, ons is regtig jammer daaroor, maar ons word afgeskryf deur onsself en deur ander mense. Hierdie pa hardloop in die rigting van die seun. Hy omhels hierdie seun, hy druk hom vas en hy soen hom. Hy soen hom. Jy kan nie meer intiem raak as dit nie. Met daai welkom terug my kind, na jou droogmaak, na jou fout. Dis die prentjie wat ek en jy van God moet hê. In ons nood, in ons foute, 'n genadige God. In die eerste geval afbuig, hand uitsteek. In die tweede geval aangehardloop, kom omhels en soen. God beweeg. Het jy geweet God beweeg? God het 'n liggaamstaal. Altyd na jou toe. Jy ken die verhaal van Saggeus in Lukas 19. Die kort mannetjie, die moeilikheidmaker, want hy's 'n tollenaar. En hy's nie sommer watter tollenaar nie, hy's die hooftollenaar. Nou mense, die tollenaars is gehaat in daai tyd. Hulle is gehaat, die volk het hulle gehaat. Hoekom? Hulle was bedrieërs, hulle was vol korrupsie, hulle het geld gesteel. Jy kon nie in die stadspoorte in of uit as jy nie betaal nie, en dan het hulle altyd onregverdig geld in hulle sakke gesteek en so aan. So weet jy maar net, die tollenaars was verskriklik ongewild geweest. En Saggeus was die hoofseun van die tollenaars, die hooftollenaar geweest. En Jesus kom Jerigo toe en almal wil vir Jesus sien en almal is opgewonde oor Jesus. Jesus het ons altyd 'n klomp mense gehad om hom en 'n klomp mense wat hom wou gesien het, want almal het gehoor van die wonderwerke wat hy doen. Jy weet, so almal wil net naby hom wees. En Saggeus ook. Saggeus ook wil ook hierdie Jesus sien. Hy wil ook hierdie Jesus as dit kan ontmoet. En dis 10.000 mense, duisende mense langs die paaie. En hierdie Saggeus, die kort mannetjie kry nie plek nie en hy kan nêrens sien nie. En ek is nog oortuig daar's mense wat hom uitdruk en wegstoot want hulle herken hom en hulle wil niks met hom te doen hê nie. En toe kom Jesus in hierdie dorp in Jerigo in. Saggeus kort mannetjie het in 'n boom geklim. En wat gebeur? Jesus gaan staan onder daardie boom. Hy kom ingeloop, die mense juig, die mense skree, mense is opgewonde almal. Saggeus sit half onsigbaar sit hy in 'n boom. En presies onder daardie boom gaan Jesus nou stop, hoor die liggaamstaal. Hy gaan stop, ek wil amper sê by die verkeerde mens. Die mens wat dalk in jou oë en my oë en in baie mense se oë in hierdie wêreld die verkeerde mens is. Daar's ander mense wat dit eerder verdien. Nie die slegte man nie. En dis waar Jesus gaan stop en dis waar Jesus opkyk. Kyk weer die liggaamstaal. Jesus wat opkyk. En sê, Saggeus, ek wil by jou aan huis gaan. Ek wil by jou kom eet, ek wil by jou kom kuier, ek wil met jou 'n verhouding bou. En ons weet wat was die uitkoms gewees van wat daar gebeur het. Saggeus en sy hele gesin het tot bekering gekom. Almal het besluit om volgelinge van Jesus te word. En al die geld wat hy gesteel het, het hy teruggegee, plus nog. So hoor die lewensverandering. So Jesus se liggaamstaal na Saggeus toe, 'n ontmoeting met Jesus en 'n lewe wat dramaties draai en dramaties verander. En ek en jy moet net
regtig meer bewustelik begin leef met hierdie God in ons rigting, met hierdie God se liggaamstaal wat altyd na jou toe is, met hierdie God wat altyd by jou is en by jou wil wees. Al voel dit partykeer, al lieg jou omstandighede partykeer en sê vir jou hy's ver en hy's op 'n afstand. En dan nog bekende voorbeelde in die Bybel. Kom ons dink aan Jesus in die storms. In die een storm in die Bybel, jy ken dit baie goed, Jesus was in die boot gewees. En toe slaan die storm toe, dis wind, en dis swaar weer, en dis reën, en dis hoë golwe, en disippels wat desperaat raak, en Jesus is daar by hulle, in die boot. En hulle maak hom wakker, en hulle is bekommerd, en hulle is desperaat, en in die wakkermaakproses is Jesus net kalm. En Jesus is net rustig. En ek dink baie keer, wanneer ek en jy so frantiek raak, wanneer ons so erg gespanne raak, en ons koel wil verloor, en dit gebeur baie as gevolg van omstandighede, daai curveballs in die lewe. Jesus is kalm. Jesus is rustig, want hy is in beheer. En hy spreek die wind aan, en hy spreek die storm aan, en die wind gaan lê, en die storm gaan lê. In die ander verhaal is Jesus se disippels alleen in die boot. Hy stuur hulle na die oorkant toe, soos die Bybel vir ons sê. Net so terloops die oorkant 12 kilometer min of meer ver. En toe hulle so by 6 kilometer kom, toe raak dit nou donker. En die wind steek op, en dit is weer stormagtig, en hierdie keer is Jesus nie in die boot nie. Hy staan aan wal. Hy het alleentyd met sy Vader nodig gehad. Maar dink jy, hy sien nie hulle nood nie? Dink jy, hy ervaar nie die storm, en weet nie van die storm nie? Want dit is hoe dit baie keer vir my en vir jou ook voel, in ons lewens. Ons is in 'n storm, midde in 'n storm, en Jesus is nie in die boot nie, hy staan aan wal, en dit is asof hy sy rug op ons gedraai het, en hy's besig met ander goed, maar hy stel nie belang in my pyn, in my trauma, in my drama, in my seer, in my ellende, terwyl ek in die middel van 'n storm is. Nee, wat doen Jesus? Belangrik weer, hy kom in beweging. Hy kom in beweging. Sy liggaamstaal, altyd na jou toe, en hy loop op die water. En onthou, dit was stormwater. Onthou, dit was onstuimige water. En hy loop op die water na die disippels toe. En hy klim in die boot in, en die storm raak stil. Ek sê altyd, die geheim van die lewe is sorg dat Jesus in jou boot is. Sorg dat Jesus in jou boot is. Moenie jy uit die boot uitklim nie. Sorg dat Jesus in jou boot is. Hy maak die storm stil. Nooi hom in jou boot in, en weet, hy gaan, al loop hy op water na jou toe, in jou moeilikheid, en in jou storms. Hy sal jou nie alleen los nie. In Matteus 8 kry ons die volgende. 'n Melaatse man. Nou kom ek stop net gou self. Daar, ek onderbreek myself. 'n Melaatse man. Melaatsheid, ongeneeslik. Jy het tot liggaamsdele verloor, hoogs aansteeklik. Jy mag naby niemand gekom het nie. Jy bly buite die stadspoorte. Jy word uitgewerp. Jy beleef erge verwerping en so aan as gevolg van melaatsheid. So kom ons lees dit nou weer. Matteus 8 vers 2. 'n Melaatse kom kniel toe voor hom en sê: Here, as u wil, kan u my gesond maak. Hier kom het nou, fokus. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Hoor mooi, ek wil, word gesond. Daarom steek ek my hand na jou uit. Jy steek nie jou hand uit na 'n melaatse nie. Jesus doen sy liggaamstaal altyd na jou toe. Sy omgee, sy liefde, sy deernis altyd na jou toe. Nooit weg van jou af nie. Hy is altyd daar. Ek wonder, wat is jou melaat? Wat maak dat jy afstand hou van God af? Weet jy wat? God skrik nie vir melaatsheid nie. Hy skrik ook nie vir jou dom, verkeerde keuses en jou foute nie. Hy skrik nie vir jou nood nie. Hy skrik nie vir jou storms nie. Leer dit uit hierdie dele in die woord. Hy loop op die water na jou toe. Hy buig af en hy
trek jou in die modder uit. In hierdie geval, hy steek sy hand uit, ek wil jou gesond maak. Die hele evangelie, mense, wat is dit anders as God na my en na jou toe? Wat is die evangelie anders? 'n God wat in beweging kom, 'n God wat jou gebrokenheid sien, 'n God wat jou verlorendheid sien, 'n God wat jou sonde sien, en 'n God wat sien, jy kan nie jouself red nie, jy kan nie uit hierdie gemors uitkom nie. Nie een van ons kan nie onsself red nie. En God kom in beweging, en dis na ons toe. Weer, dis nie 'n tou wat hy na ons toe afgooi en sê klim op nie. Dis nie 'n leer wat hy afgooi en sê klim op nie. Nee, dis hy wat afklim, is hy wat afkom, is hy wat sy seun stuur, die baie bekende 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Hoe is Jesus as 'n sondaar behandel? God in aksie, aarde toe. Jesus kom aarde toe. Hy doen die tuin van Getsemane en al 'n klomp ander lelike slegte goeters in sy lewe. Hy kry die doringkroon, hy word geslaan, gespoeg, gespot. Alles ter wille van my en alles ter wille van jou. God na my toe, God na jou toe. Dis die boodskap van die evangelie. God in beweging. God kom in beweging, en hy kom red ons. Hy bring redding vir ons en vrymaking en vryspraak. Hy maak ons regverdig. En dan die baie bekende, seker een van die bekendste Bybelverse wat daar is in die Bybel, Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Hy gee sy seun, hy beweeg in jou rigting met Jesus, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God in beweging, God in aksie, God in jou rigting. God se liggaamstaal is die mooiste liggaamstaal. Nooit aggressief nie, nooit nikkerig nie, nooit weg van jou af nie, nooit om jou in verdere isolasie te plaas nie. So wat is jou prentjie van God? Wat lieg jou omstandighede en jou emosies vir jou oor God se liggaamstaal? Maar vandag se waarheid en waarhede wat jy gehoor het uit die woord uit, of dit nou Dawid is, of dit nou Saggeus is, of dit nou die verlore seun is, of dit nou die melaatse is, maak nie saak nie. Daar's net een boodskap. God na jou toe, God by jou, God se liggaamstaal altyd na jou toe. Hy draai nooit sy rug op jou nie. Hy los jou nooit alleen nie. Nie wanneer jy verkeerde keuses maak nie, wanneer jy nood ervaar nie, wanneer jy in die middel van 'n storm is nie. Want hy kan nie, hy's 'n betroubare God. En sy beweging altyd na jou toe. Kom ek bid. Here, dankie vir hierdie waarheid. Here, kom grafeer hierdie in ons harte. Kom skryf hierdie oor ons lewens, dat ons dit nooit ooit sal kan vergeet nie. God beweeg, en dis altyd na my toe. Dis altyd in my rigting. Dankie daarvoor, Here. Amen. Nou daar het jy dit. Wanneer die nood toeslaan, wanneer die seer, die pyn, die storms toeslaan, nou weet jy wie is God. Nou het jy geleer van God se liggaamstaal, sy body language, altyd na jou toe. Sommer net 'n guns. Ek dink daar's baie mense wat hierdie boodskap moet hoor, wat hierdie waarhede uit die woord moet hoor. Stuur dit gerus. Kom ons help mense ook met hierdie waarhede. 'n Wonderlike week. Volgende week is dit weer ritmetyd. Wat 'n voorreg om die Here se woord so te hoor, op 'n nuwe en 'n vars manier. Dankie dat jy ook betrokke is by die bediening wat dit moontlik maak dat God se woord kan triomfeer en kan seëvier. Dankie vir jou finansiële ondersteuning. Dankie dat jy die boodskap ook verder versprei, en 'n geseënde week vir jou.